Goeiemôre. Ja, ek dink nie ek het al so selfsugtige video gemaak soos hierdie nie. Ek was die afgelope tyd, verlede week is ek bevoorreg gewees om so 'n paar dae in stilte saam met 'n klomp predikante ons predikante konferensie te gaan bywoon. En ja, ek dink die rede hoekom ek dit deel is omdat dit help my om net daaroor te praat. En dalk daar iewers is iemand wat net ietsie daarvan kan saamvat saam met hom. So ons is Rock Lodge toe Dinsdag en ons het toe van daai Dinsdagmiddag so 5 uur en was ons in stilte tot in met daai Donderdag 10 uur verlede week. Wat ons in heeltemal 'n stilte gesit het. Ons het tot gesit aan etenstafel by mekaar en nie 'n woord gepraat nie. Nou vir ons predikante is dit nogal 'n redelike aanpassing want ons hou van gesels. Vir alles ons by mekaar kom, dan hou ons daarvan om te gesels. Maar wat ek eintlik wil deel vir môre is net hoe die Here nogal met my gepraat het in daai tyd en spesifiek met my en hoekom ek dit deel is want dit help my net om my gedagtes daaromtrent te orden en soos ek sê hopelik kry jy ook iets. So wat ons gekry het, ons het 'n lys tekste gekry wat ons moet lees, bekende tekste wat jy teen ook al gelees het. Die heel eerste aand praat die Here baie direk met my deur die teks. Hy wys vir my iets en hy sê vir my, Leon, jy's besig om uit jou uit hierdie bediening te probeer aanpak en nie my te gebruik nie deur my dit te doen nie. Ek probeer lig skyn uit my eie kennis uit. Ek probeer lig skyn deur my eie kennis, my eie vermoëns te gebruik en ek verstaan nie hoekom word ek uitgeput nie. Ek verstaan nie hoekom kom ek op 'n punt waar hier soveel frustrasie en irritasie binne my is nie. En hy wys my ook net hoe groot Jesus is. Ek het Sondag so 'n bietjie na dit verwys, maar dat Jesus en Johannes 1 sê in die begin was die woord daar en die woord was God en die woord was by God. En hy gaan aan, hy was reeds in die begin, alles het deur hom tot stand gekom en nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. En deur die teks, Kolossense 1 was ook een van die tekste wat ons later gelees het wat min of meer dieselfde sê en Hebreërs ook wat net sê maar Jesus was van die begin af daar. Jesus was die begin en die einde. Hy's nie net liewe Jesus nie, hy's hierdie magtige Jesus. En hoe dit net teks vir teks gelees het tot op die einde van Jesus se kruisiging en toe se opstanding. Maar wat Jesus vir my kon wys het is ek is veronderstel om soos Johannes te wees. Johannes die Doper. Want Johannes word daarvan gesê in Johannes 1 vers 7, hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kom. En wat ek doen, en ek dink baie van ons predikante doen, en baie van ons mense doen wat baie betrokke is by die kerk, ons begin te probeer soos Jesus lig skyn. En wat ek hoop julle hoor my hart vandag, wat ek hier bedoel is, ons probeer op ons eie die lig skyn. En eintlik is ons werk om soos Johannes te getuig oor die lig. Ons is veronderstel om te getuig oor wat Jesus gedoen het. Ons is nie veronderstel om op ons eie werke, ons eie gedagtes, ons eie manier van dink te doen nie. Ons is veronderstel om te getuig oor wat Jesus, die ware lig gedoen het. Nou, ons moet ons lig skyn, maar hierdie lig moet ons skyn deur Jesus Christus. Ons kan nie hierdie op ons eie doen nie. Ons kan nie hierdie doen terwyl op ons eie krag nie. Dit moet in Jesus gesentreer wees. En dis iets wat ons definitief moet besef. En dan het ons die bekende Matteus 11 vers 28 gelees het wat sê, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is en ek sal vir julle rus gee. My juk is sag en my las is lig. En die wonderlike ding wat net daar is, Jesus sê, kom saam met my. Moenie hierdie op jou eie probeer doen nie, Leon. Moenie hierdie op jou eie probeer aanpak nie, want dan gaan jy moeg en uitgeput word. Maar ek wil saam met jou hierdie ding doen. Ek wil saam met jou hierdie pad stap. En dis wat Jesus vir ons elkeen sê vanmôre. Ek wil saam met jou. Moenie hierdie alleen probeer doen nie.
Moenie hierdie lewe alleen probeer aanpak nie. Jy kan nie lig skyn as jy nie by my lig kry nie. Ons het nie lig binne ons nie. Ons is duister, ons is donker, ons is sondig. Dis alleen wanneer hy sy lig deur ons skyn wat ons dit kan doen. Maar hoe kry ek hierdie lig? Dis wanneer my binnekamer, my intieme gesprekke met die Here daar is. Ek kan dit nie op my eie doen nie. So dit was vir my net definitief weer 'n roep na regtig om diep gesprekke met die Vader te hê, om uit sy woord uit te hoor wat hy vir my sê. En te weet ek kan nie hierdie op my eie doen nie. En dat hy ons moes Saggeus ook lees en ook die op die storms, ja, Jesus wat op die storm is en waar hy rustig slaap. En daar kla God my nogal aan. Hy sê vir my, jy's 'n klein gelowige, Leon. Jy's 'n klein gelowige. Hoekom? Hoekom is ek klein gelowig? Nie omdat ek nie glo nie, maar my geloof is so klein want ek vestig dit op die klein bietjie inligting wat ek het en nie op hom nie. So wat probeer ek vir myself en vir julle vanmôre net sê? Dat as ek hierdie op myself kan probeer doen, gaan ek altyd uitgeput wees, gaan ek altyd oorlaai wees. Gaan ek altyd op 'n punt kom waar ek frustreerd is, waar ek altyd gaan voel ek kan nie help nie, ek kan nie preek nie, ek kan nie iets doen nie. Want as ek nie my krag by hom gaan kry nie, as ek nie tyd saam met hom spandeer en as te ware sy lig reflekteer nie, as ek nie getuig nie, want dit is my werk. My werk is nie sielkundige nie, my werk is nie om hierdie ongelooflike prediker te wees as per se nie. My werk alleen is om te wys na Jesus toe, om soos Johannes te getuig van die lig. En eintlik is dit ons elkeen se werk. So dit is net my klein gedagtetjie oor 'n besonderse, en Here het my nog baie meer gewys en dalk maak ek later die week nog 'n video daaroor, maar om vir my regtig te wys, ek moet wys na Jesus. Dis my werk. Om by hom die krag te kry, om by hom die lig te kry, want as ek dit my eie doen, dan word ek moeg en oorlaai. En ek kan alleen rus vind by hom. Ek hoop hierdie beteken vir jou dalk iets, dalk nie. Dit is ook okay. Mag jy 'n baie geseënde week hê.